Nou ja, terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, baie dankie dat ons kan sing geduldig dors ons siele na U, maar ook met die verwagting dat U die water van die lewe gee verniet. Vader, as ons dink aan daardie pragtige beeld in die woord van die water wat stroom uit die troon uit, daardie oorvloed, daardie reinheid, daardie skoonheid. Vader Jahwe, dan wil ons as gemeente vanoggend erken, waarlik U alleen is die lewe. En ons siele het nodig om te drink en het in te neem in ons diepste wese, deurdronge te wees met U wese. En dankie dat dit in die verbond met Yeshua se bloed moontlik is, om met U gemeenskap te kan hê. Om U woord as iets lewens in ons harte te kan hê, en dat dit meer is as maar net 'n geskrewe woord, dat dit gees en waarheid is. En dit is ons hartsbegeerte ook vanoggend met die prediking van die woord, dat U self dit deur die gees op ons harte sal skryf. Dat ons 'n oop brief sal wees, ook met daardie getuienis na buite. Ons is kinders van die lewende God. Dankie dat ons dit mag bid in Yeshua tot U verheerliking. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie, dit is lekker om weer by die huis te wees. Verlede week, die draai wat ons gery het daar in die Noord-Kaap, Jan Kemp en Bloemfontein, Vrystaat, en so lekker daar in Senekal. Dit is altyd goed om so 'n bietjie met die gemeentelede te deel, maar dan is ons weer terug by die huis, hier in Pretoria. Nou ja, ons is in 1 Johannes 3, verlede week so boodskap uit Bloemfontein uitgesaai, die gees van die waarheid. Hierdan weet ons is uit die waarheid, daai pragtige identiteitsboodskap. En soos ons nou vir Johannes leer ken het al, dat temas herhaal, is ons weer vanoggend by die tema rondom vrymoedigheid teenoor Jahwe. Vrymoedigheid, pragtige Afrikaanse woord, iets met jou moed te doen. Kyk, my moed het my amper verlaat toe Jan Hendrik sê, papa, die kabel is stikkend, en ek hier uit hardloop, gelukkig weet ek waar is die ander ene. En mense moed kan jou maklik, kan jou moed op en af gaan. En ook in die geestelike lewe is daar faktore wat ons geestelike moed of moed gee, dapper maak, of ons vrymoedigheid wegneem. Nou vanoggend 1 Johannes 3, vers 21, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun, Yeshua Messia, moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die gees wat hy ons gegee het. Mag Vader Jahwe hierdie kosbare deel in sy woord seën. Hierdie versies, hierdie temas en begrippe laat my baie dink aan 'n lemoen wat so uitskyfie saamgestel is. En daar is temas wat nou oor en oor herhaal, soos waarheid en gebooie en liefde en vrymoedigheid en Heilige Gees. En ons is al hoe lank besig, 'n jaar en 'n half met Johannes. En dit is vorm 'n eenheid. En Johannes het 'n manier om met die gemeente te werk en te skryf, en niks is ydel nie, niks is ydel herhaling nie. Dit gaan daaroor dat 'n mens 'n verband in jou lewe, ja, met jou begrip, verstand is baie belangrik, maar ook in die hart, ook in die geestelike lewe, ook in jou, en as jy nou regtig bietjie gaan stil sit en introspeksie doen, en vir jouself vra, maar in my lewe, hoeveel geestelike vrymoedigheid het ek? En nou is dit baie belangrik om nie sommer enige waansin of een of ander dapperheid, dit sien ons baie, dat baie geestelike leiers het hierdie siening en hy stap 'n rigting, dis nie waarvan ons praat nie. Ons dink spesifiek in die tema vrymoedigheid teenoor God, vrymoedigheid teenoor Jahwe self.
as persoon. As ek nou vinnig vir julle moet net herinner, 1 Johannes 3, vers 21, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Dan is daar reeds in hoofstuk 2 en in hoofstuk 4 oor hierdie tema ietsie, vrymoedigheid. Kom ek herinner julle net gou weer, 1 Johannes 2:28, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Waaroor gaan hierdie vrymoedigheid? Teenoor Jahwe as ek voor sy aangesig staan. Nou ons kan baie voor mekaar fronte voorhou. Baie, die hele lewe bestaan uit, in sekere situasies is ek 'n sekere, of ek is die besigheidsman, of ek is dit, of ek is dat. Maar wie is jy as jy voor Jahwe staan? Het jy jouself die vraag mooi afgevra? Wie is jy as jy voor Jahwe staan? Want ons hou van selfvertroue, ons wil graag ietsie hê in die lewe om te sê, ek is meneer so en so, of 'n titel vooraan, of 'n prestasie, of sekere omgewings is ek heel selfversekerd. Wie is jy as jy voor Jahwe staan? Dis 'n belangrike vraag. Want jy weet nooit wanneer gaan jy voor hom staan nie. Kan môre wees, kan vanaand wees. Nou Johannes het 'n baie spesifieke roeping as disipel en apostel, soos Petrus, om vir die kudde die regte voeding te gee, dit wat saak maak, en daarom soek ons nie vreemde lering nie, ons soek nie mystieke boodskappe nie, ons wil doeteenvoudig as gemeente met vrymoedigheid, of jy as individu voor hom staan, voor sy koms, of ons as gemeente, wanneer hy kom, vrymoedigheid. En dit is wat hy in 1 Johannes 2:28 gesê het, my kinders, en dit is so mooi as hy skryf, geliefdes of kinders, daar is daar die geborgenheid en sê, maar ons is verordineer om nie in vrees, soos die wêreld, as hy berge val op ons en heuwels bedek ons, wanneer die Almagtige in heiligheid verskyn, dan was die evangelie kragteloos. Die krag van die evangelie lê reeds hierin, dat ons met vrymoedigheid voor die Heilige kan verskyn. Nou, dis hoekom dit so belangrik is om hierdie temas by mekaar te kry. Kyk gou in hoofstuk 4, ek het gesê, ek wil net hierdie tema rondom vrymoedigheid net vinnig herinner, dit staan ook in 1 Johannes 4, vers 17. Kyk of julle nou die koppeling kan maak, vrymoedigheid in terme van wanneer, wie en wanneer, wie is voor Jahwe en wanneer. Vers 17, 1 Johannes 4:17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Kan julle duidelik sien, dat daar kom 'n oomblik van waarheid. 'n oomblik van openbaring. Hier staan jy, skepsel, nietig en klein, voor die ewige, almagtige, lewende God. En ons weet dit kom. Jy kan dit in jou lewe maar probeer wegredeneer en sê, nee, ek is jonk, ek gaan nog dit, ek gaan nog dat. Dit sal kom. Of dit vir jou as individu is die dag as jy hier sterf op aarde, en of dit is met die wederkoms. Maar jy gaan voor Jahwe staan. En dit is die belangrikste vraag, wat jy nie net een keer in jou lewe moet beantwoord nie, maar elke dag as jy opstaan, moet jy aan hierdie vrymoedigheid, hierdie vryheid van vrees, vry van verskrikking, vry van die oordeel, vry om aan hom te behoort, moet jy leef. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vanoggend. Dit is belangrik om so 'n bietjie te dink, hoe staan ek voor Jahwe? Nou is daar afwykings. Ek sal nie sê wie is die skuldige nie, maar ons is almal maar soms meer of minder skuldig daaraan om, wat dink ander mense van my? Party van ons leef absoluut net 'n lewe op, wat dink ander van my? En nie eers, wat dink ek van myself nie. Nou Paulus het hierdie moeilikheid gehad in Korinthe, want hulle het vir hom gepeper met kritiek en ag, wie is jy? Wie is jy? Kom ons na jou luister. 1 Korintiërs 4, en Paulus, wat nie 'n baie goeie getuienis gehad het met sy vervolging en sy weerstand in die gemeente, moet in sy eie hart hierdie stryd gestry het, maar wat gee my vrymoedigheid
om met die gemeente te kan praat. 1 Korintiërs 4:4. En ons sien by Paulus geestelike volwassenheid, hy het op 'n plek en 'n punt gekom, wat hy met vrymoedigheid Jahwe kon dien. 1 Korintiërs 4 vers, wel ek het nou gesê vers 4, maar die sin begin daar by vers 3. Die vorige stuk het net gegaan daaroor dat Paulus sê ons as bedienaars moet getrou bevind word, 1 Korintiërs 4 vers 3, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is Jahwe. Nou dis baie belangrik. Die vraag is ek gereed om voor Jahwe te staan? En Paulus praat hier van 'n gewete waarvan hy niks bewus is in sy lewe. Hy steek niks weg nie. Hy is soos Psalm 32 sê, hy maak sy sondes oop, hy bring dit voor Vader Jahwe en hy ontvang die vergifnis wat deur die geloof is. Hy is van hom van geen ding bewus. Hy lewe nie 'n skyn lewe nie, dit wat ons laasweek hanteer het. Hy leef in waarheid altyd alles wat hy doen. Alhoewel daar mense is wat kort kritiek lewer en beoordeel, sê hy, dit behoort aan die Jahwe. Hy sê ook in die volgende gedeelte, moenie mekaar voor die tyd oordeel nie. Jahwe is die een wat ons harte gaan openbaar. Dit is so. Daar is in hierdie lewe baie mense wat jou nie verstaan nie, mense wat klippe gooi, dit is so. Maar vanoggend se tema gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor vrymoedigheid teenoor God, vrymoedigheid teenoor hom. En dan is ons terug by die kern van die evangelie. Blaai saam met my na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10. Hoe kry ek vrymoedigheid teenoor Jahwe? Ten opsigte van die wederkoms, ten opsigte van 'n klomp aspekte wat ons nou gaan hanteer, ook uit ons teks uit. Hebreërs 10 vers 19 sê baie duidelik vir ons, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, hoe het jy dit gekry? Hoekom? Waar? Wanneer? Vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Yeshua op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Ek sê dit baie en ons sê dit weer, Jahwe is 'n God van sekerheid en hy gee vir sy kinders sekuriteit. Een van die mooiste uitdrukkings is in die skuilplek van die Allerhoogste. Hoekom is dit vir ons harte anker? Want ons weet, niks kan jou daar steel of niks verander daar nie. In die skuilplek van die Allerhoogste is daar vir my 'n toevlug. Maar dit moet ons mooi verstaan. Dit is 'n persoon, Yeshua. Deur sy bloed gaan ons in hierdie heiligdom, in die woonplek van die Allerhoogste. En onthou, dis 'n vreesaanjaende gedagte. As jy Psalm 24 in berekening bring, Psalm 15, wie mag klim op die berg van Jahwe? Wie mag in sy tent vertoef? Jeremia vra, wie sal sy lewe daan waag om tot Jahwe te nader? Terwyl jy weet, jy is skuldig. Hy sê, hy wat rein van hande is, en wie se mond geen bedrog is nie. Die standaard is so hoog. So voordat jy kan sê, ek kan met vrymoedigheid na Jahwe toe vlug, moet jy die bloed van Yeshua, die bloed van die verbond, werklik deur die geloof bely. Paulus skryf hier oor in Efesiërs, kom ons blaai na Efesiërs 3 toe. Efesiërs 3. Dis nie 'n goedkoop godsdienst nie. Dis nie maar net ons almal gaan hemel toe nie. Jy moet in die verbond staan. Efesiërs 3 is baie duidelik. Yeshua sê vir ons, nie almal wat sê meester sal ingaan in die koninkryk nie. Nie almal nie. Is 'n baie spesiale pad van geloof wat die gemeente moet elke individu seker maak en hy sekerheid hê in die toets van vrymoedigheid gaan ons nou hanteer. Efesiërs 3, ek wil vers 12 lees, maar dis nou 'n lang sin. Ons begin maar by, dis baie gedagtes. Vers 8 sê Paulus dat aan hom, die geringste van die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die nasies die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Messia te verkondig.
En vir almal in die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Yeshua Messia. Sodat nou, deur die gemeente, aan die owerhede, magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het, nou hier is belangrik, in Messia Yeshua, onze heerser, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het, met vertroue, deur die geloof in hom. So vrymoedigheid gaan hand in hand met vertroue en geloof in Yeshua, uit wie alles geskaap is, in wie die gemeente die roeping het, om hierdie getuienis te leef van die rykdom, van die wysheid, van die heerlikheid van Jahwe, en jy kan vanoggend daai barometer in jou lewe kyk, hoeveel vrymoedigheid het jy, ten opsigte. 1, voordat ons kom by die oordeelsdag wat ek al genoem het, in ons teks, in 1 Johannes 3 sê hy die volgende, ons gebedslewe. 2, jou geloof, jou begrip van jou godsdiens. 3, jou diensbaarheid. Kom ons lees dit net gou weer in 1 Johannes 3. Hierdie tema van vrymoedigheid vloei in die volgende 3 aspekte van jou lewe. Gebed, jou godsbegrip, jou teologie, wat weet jy van Jahwe, en jou diensbaarheid, jou liefdesarbeid. 1 Johannes 3, kom ons lees net weer daar, vers 21. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Net vinnig, hoe lyk iemand wie sy hart hom veroordeel? Hy kan nie geestelik groei nie, want aan die een kant weet hy, lees hy al hierdie dinge, maar hy leef onder skuld, hy leef onder skaamte, hy leef onder hierdie geweldige vrees. Hy word nie volmaak in die liefde nie. Johannes sê nee, ons het nie nodig. Die liefde dryf die vrees na buite. Dis 'n oproep tot geestelike volwassenheid. Nou, gaan hy oor. Geliefdes, ons het vrymoedigheid teenoor God, vers 22. Hierdie vrymoedigheid teenoor God lei tot, vers 22, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. So hierdie vrymoedigheid dra vrug in jou gebedslewe. Hy sê verder, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat hom welgevallig is voor hom, en dit is sy gebod. Ons doen daai diensbaarheid. Kan in jou lewe sien, as jy nie vrymoedigheid teenoor Jahwe het in jou gebedslewe nie, dan is daar ook nie vrug in jou diensbaarheid nie. En dan sê hy, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Yeshua moet glo, en mekaar lief hê, net soos hy ons 'n gebod gegee het. As ons nie werklik waarin die geloof in Yeshua vrymoedigheid het nie, gaan ons altyd iewers iets soek by die geloof. Ons moet nog iets doen. Ons moet nog een of ander iets ontdek. Ons moet op internet krap. Ons mis iets in ons geloof. Ons kort nog sekuriteit. Ons moet een of ander nuwe lering najag. Jy het nie vrymoedigheid nie. Jy het nog nie vrede nie. Dit is baie belangrik. En dit het 'n effek op jou gebedslewe. En dit het 'n effek, 'n gevolg, 'n vrug in jou diensbaarheid. Dus, soos ek in die begin gesê het, dit vorm 'n geheel. En daarom herhaal hierdie temas. Want as jy op aarde nie 'n gebedslewe gehad het, waarin jy sê, onse Vader wat in die hemel is, met ander woorde, my Vader, ek kom na u toe, in die naam, met vrymoedigheid, op die nuwe en lewende weg, deur die bloed van die lam, die nuwe testament, die nuwe verbond. Ek kom na u toe, want u is my Vader, en ek weet, alles wat ek bid, volgens u wil, sal u vir my gee. En dit wat ek bid is, in lyn met, ek moet gaan dien. As daardie 3 dinge in lyn is, omdat jy vrymoedigheid het, dan het jy vrymoedigheid in die oordeelsdag. Dan kan jy op jou sterfbed lê, en soos Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek hardloop nie rond nie, ek is nie angstig nie, ek vrees nie, ek het vrymoedigheid om hom te ontmoet, want dit waarvoor ek op aarde geskape was, om met hom te wandel soos die Henog, ek het daai volwassenheid, nie volmaaktheid nie, volwassenheid bereik. En daarom gaan die tema weer oor en sê maar, wie van ons kan dit doen? Ons is so swak. Dan kom hy weer terug by die tema van die Heilige Gees. Jy moet dit nie uit jouself doen nie, vers 24, hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en
hoofletter hy in my. Met ander woorde, dis 'n lood en wynstok verhouding. Dis nie asof ons hierdie boodskap vanoggend bring en sê, hoor jy individu, gaan sorteer hierdie saak uit in jou lewe. Jy moet in jouself leer om kragtig te bid. Jy moet in jouself leer om te dien en lief te hê. En jy moet in jouself, nee. Dis evangelie wat jou lei na Yeshua toe. Waar kry ons vrymoedigheid? Ons het dit klaar gelees, Efesiërs 3. Ons het vrymoedigheid in Yeshua. In hom. Hierdie skryf Johannes om ons na Yeshua toe te vat. Nie weg van hom nie, na hom toe. Ons kry in Yeshua se bloed, Hebreërs 10, ek herhaal die tekste wat ek gelees het, in sy bloed vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Ek sê altyd, dink aan hy hoëpriester, 1 keer 'n jaar. Met die groot versoensdag. Hoe hy, wanneer hy instap, in sy hart, met vrees en bewing voor die almagtige God moes staan. Het ek die insettingverordeninge reg onderhou, kan ek met vrymoedigheid hier ingaan, om 'n welaangename offer vir Jahwe te bring? Of staan ek hier met my eie inisiatiewe, eie probeerslag? So die fokuspunt gaan daaroor dat, wanneer het ons vrymoedigheid? Wanneer ons in Jahwe se wil is, wanneer ons sy seun se geregtigheid het, wanneer ons sy bloed offer, die volmaaktheid, werklik waarin ons lewe leef. Hoe weet ons dit? In jou gebedslewe. Nou onthou, hierdie is nie 'n Rooms-Katolieke prestasie gedrewe boodskap nie. Ons almal is geneig om daai slaggat te trap. Jy lees daar in 1 Johannes 3. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar. Dan swaai ons brein gaga om en sê ons, reg, hoe meer gebooie ek doen, hoe beter is my kans om gehoor te word. Dis glad nie waar daar staan nie. Dis wat die vlees wil hê daar moet staan. Wat daar staan is, daar's realiteite wat geld. Jy was dood, jy was niks. Hy het jou lewend gemaak. Hy gee vir jou 'n nuwe hart, 'n nuwe verbond, 'n nuwe hart. 'n Hart wat jou nie veroordeel nie. Jou prestasies of jou oortreding van die wet het jou veroordeel. Hy gee vir jou 'n nuwe hart. 'n Hart wat uitroep, Abba Vader. En omdat ek in sy geregtigheid staan, weet ek kan vir hom sê, Vader, volgens u verbond, u is my God, en jy het 'n gebedslewe. Maar daar is tog in Jakobus hierdie realiteit. Hoe weet jy jou geloof is lewendig? Hy dra vrug. Jy bewaar sy gebooie. Bedoelende, ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Hy is my koning. Sy hele woord is die gesag waaronder ek buig. En dis wat hy sê, ons weet dit. Ons weet, ons kan met vrymoedigheid bid, want ons lewe sy koninkryk. Ons lewe sy reëls, ons lewe sy gesag. En terwyl ons dit leef, het ons mekaar lief, want God is liefde. Dit is 'n realiteit. En terwyl ons hom lief het en mekaar lief het, werk al hierdie dinge saam en versterk jou vrymoedigheid, sodat jy nie onseker is nie. Geloofsekerheid vir die oordeelsdag, vir die ontmoeting. Hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hierdan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Daardie afgelope week, baie dinge gebeur in die media, van mense wat droom, hulle die Gees van God. Die Here het vir my gesê. Hoe weet jy dit nie? Ek weet dit. En toe? Nou is daar 'n groot vraagteken, maar wie het dit vir jou gesê? Nou is daar 'n groot verwardheid in die wêreld, maar hoe kan sekere mense daarop roem? Gaan terug teks toe. Hieraan weet ons, dat hy in ons bly, as ons vrug dra, as ons vrymoedigheid het, in hierdie spesifieke, nie profesie, nie vreemde openbaringe, nie ander rabbi so en so het gesê, in hierdie eenvoudige evangelie, hoe lyk jou gebedslewe? In terme van diensbaarheid, in terme van gebooie onderhou, vrug van die Gees. Daar's hierdie geweldige prediking daar buite om vir mense besig te hou met
mystieke of bonatuurlike werke. God roep jou vir hierdie verskriklike werke, jy gaan die wêreld verander, jy is die volgende een wat 1 miljoen kykers of volgelinge gaan hê. Dis die mens, dis die vlees se soeke. Die woord van die Jahwe, die Heilige Gees, ons het dit laasweek hanteer, die Gees van die waarheid, openbaar die leuns in ons lewe. Die vlees, hy openbaar die sondige natuur. En hy leer ons om Jahwe te dien in gees en in waarheid. Nie mystiekheid nie, nie vreemde kragte nie, diensbaarheid. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Ons het 'n behoefte om mekaar lief te hê, te dien. Nie terug te skel as ek geskel word nie. Nie wortels van bitterheid te koester nie. Nie my vlees eerste te stel nie, maar mekaar in Yeshua lief te hê. En dit is 'n baie groot ding, want julle sal nou sien, ek skiet nou nie so ver mis om dit in verband te bring nie, want volgende keer, 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes glo nie elke gees nie. Dis die volgende tema. Want ons baie geeste. En daar's baie mense wat baie dinge oproem. Waar lê jou vrymoedigheid? In dit wat jy glo. Want daar's nou 'n geloofs raamwerk daar buite wat sê ons glo dit en dit en dit gaan gebeur. En dit gee vir ons sekerheid en toe val die hele geloof van baie mense want dit het nie gebeur nie. En nou is daar nie vrymoedigheid nie. Nou kan ons die mense in die oë kyk nie want ons laat sak ons kop in skaamte. Dit is presies wat ons nie moet wees nie. Dit is presies nie waarmee die gemeente moet besig hou nie. As Johannes die gemeente voorberei as disipel, as apostel, dan is dit die lyn wat die gemeente die pad laat bewandel, die fokus bou wat Jahwe behaag. Daarom, as die woord vir ons so eenvoudig na ons toe kom ons koester dit. 1 Timoteus 3, blaai saam met my, is weer 'n teks wat ons nou nie as 'n prestasiebonus moet interpreteer nie, maar 'n praktiese oproep tot diensbaarheid. 1 Timoteus 3 sê Paulus vir Timoteus, as ons dien, dis nou nie dinge doen om gesien te word, maar werklik, kom ons noem dit nou maar die harde werk, die moeilike ding doen, om lief te hê waar daar haat is, en om diensbaar te wees in Jahwe se koninkryk, om vrede te soek waar dit so maklik is om eerder te beklei, om getrou te wees waar dit so maklik is om maar koud te word en lou te word en by die huis te bly. 1 Timoteus 3 vers 13, want die wat goed gedien het, onderstreep die woord dien, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Messia Yeshua. As jy deur gebed en arbeid en daardie geloof in Yeshua, daardie suiwere instrument is en jy dien in die gemeente, dan kom daar 'n vrymoedigheid in jou hart. Vrymoedig, wat Paulus het, wat ek gekwoteer het, ek het die goeie stryd gestry. Ek het nie met hout, hooi en stoppels gebou nie. Ek het in Yeshua gebly, hy in my en ek in hom, en ek leef nie meer nie, daardie oorgawe, daardie toewyding, om te sê, ek is in myself niks, hy is alles, dit bring in my lewe 'n standvastigheid. Want ek roem nie in myself nie, en ek vertrou ook nie op my eie persoonlikheid of bates. Hy is my alles, en hoe meer ek hierdie, hy is my alles leef, in my gebed, in my diensbaarheid, in my geloof, hoe meer dien ek, en kan ek sê, ek het my skepingsdoel bereik. Efesiërs 2 vers 10. Ons is sy maaksel, geskape tot goeie werke in Yeshua, wat God voorberei het. Hoe meer ek dit doen, hoe meer het ek vrymoedigheid om voor my Skepper te staan en te sê, U het my 5 talente of 2 talente of wat ook al gegee, dit is waarmee ek besig was, om in U koninkryk te dien. Nie vreemde uitsprake en sensasionele onderwerpe
ek het gedien. Paulus sê vir Timoteus, daar's 'n eervolle plek, veel vrymoedigheid in die geloof. In die geloof. Ons hoef nie ons kop in skaamte te laat sak. Ons hoef nie rooi gesig, as mense vir julle sê, waarmee is julle gemeente besig? Dan kan ons sê, ons is besig om in Yeshua te bly, te dien, vrug te dra. En ons het veel vrymoedigheid. Ons kan dit met enige iemand deel. So baie kom mense en vra, wat is julle kerk se naam? Of bouers, of wie ook al hier verbykom, wat maak julle? Toets jouself, het jy vrymoedigheid om dit wat jou geloof is, jou sekuriteit is, die skuilplek van die Allerhoogste, Yeshua, kan jy dit deel? Dit is die gemeente se oproep. Die oproep vanoggend vir vrymoedigheid is nie net sommer 'n ligtelike onderwerp nie. Hebreërs 3 vers 6, kom ons blaai soontoe. Hebreërs 3 vers 6. Moses was 'n tipe van Yeshua. Moses was getrou in sy hele huis. Dalk Moses het baie kritiek gekry. Moses sê vir die volk, ek lei julle na die beloofde land, en as daar nie water is nie, wil hulle hom stenig, as daar nie kos is nie, Moses moet heeltyd staan vir wat hy staan. Ja, weet, is aan hom geopenbaar, ek is wie ek is. Moses was getrou, op grond van dit wat Jahwe hom gegee het, en net so is hy 'n beeld van Yeshua, vers 8, Messia, 'n seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Dis die tweede deel. As ons vanoggend begrip het van wat is vrymoedigheid in Yeshua, in die geloof, vrymoedigheid om te bid. Dan kom die volgende opdrag, hou onwrikbaar daaraan vas. Almal van ons kan getuig. Dit is nie altyd ewe maklik om te bid nie. Dit is nie altyd ewe maklik om te bid nie. Ons sê spreekwoordelik, as daar lekker koppie koffie op die tafel is, alles is stil en rustig, lekker geslaap, vroegoggend, is lekker om te bid, makliker om te bid. Maar wat van as jy nou net deur 'n teleurstelling is? Wat van as jy nou net deur verwerping is? Wat van as jy weet jy het verkeerd gedoen? Wat van as jy skade gelei het? Wat van as jy beroof is? Wat van as jy skaam is en skuldig is? Kan jy nog steeds bid? En nou sê hy, jy moet altyd die huis van Jahwe. Jy moet hierdie vrymoedigheid onwrikbaar vashou. Ja, daar gebeur dinge in ons lewe dat jy van jouself gestroop word. Anders ons geneigtheid is om ietsie te bou rondom onsself en in onsself. Daar gebeur gereeld dinge met die kinders van Jahwe, 'n doring in die vlees, sodat as ek swak is, ek kan roem in hom. En wanneer ek regtig in Yeshua roem, dan is daar vrymoedigheid, sekuriteit. Die skrywer aan Hebreërs in Hebreërs 3 vers 6 dat ons onwrikbaar moet vashou aan hierdie hoop. Ons sal Yeshua sien soos hy is. Ons sal in sy geregtigheid voor Vader Jahwe staan en werklik hoor, kom my geseëndes, wat voor die grondlegging van die wêreld af geroep is en hierdie koninkryk is vir julle bereid. Dit wat Yeshua gesê het, ek gaan weg om vir julle woning voor te berei. Dit wat jy geglo het, ook toe dit moeilik was, ook toe jy op 'n slegte plek in jou lewe was, hier is dit. Jy het onwrikbaar aan dit vasgehou. En ons kan voor hom staan met veel vrymoedigheid. En daarom wil ek elkeen vanoggend aanspoor om hierdie tema huis toe te vat. Hoeveel vrymoedigheid het jy in jou geestelike lewe teenoor Jahwe? Ons het baie keer vrymoedigheid tussen vriende en ons areas dat ons veilig voel. Hoeveel vrymoedigheid het jy teenoor Jahwe wanneer jy bid? Wanneer jy moet dien? Baie mense skram weg en sê, ek steek nie vir my kop uit nie. Ek het te seer in die lewe gekry. Mense vertrap my. Mense misbruik my. Wanneer jy in Yeshua bly, is jy nie bang vir seer kry nie, want jy het vrymoedigheid. En Paulus sê, ek steur my nie veel daaraan of julle Korintiërs my beoordeel of nie.
Ek is getrou aan die een wat my geroep het. En jy verkry veel vrymoedigheid wanneer jy lief het, en wanneer jy dien, en wanneer jy bid. Kom ons vat saam. Ons blaai terug na ons teks toe. Dis 'n mond vol, en tog is dit nie nuut nie. 1 Johannes 3 vanaf vers 21, geliefdes, die gemeente word aangespreek. As ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. Jou hart, deel van jou hartse fakulteit is jou gewete. Waarmee is jy besig in jou lewe? As jy vir jouself, as jy voor die woord van Jahwe stil word en jy sê, in u lig sien ek die lig. Wat is jou geestelike posisie? Is jy in Yeshua, in sy geregtigheid? Of staan jy iewers te, en is maar net 'n toeskouer? Ander mense dien Jahwe, ek wens ek kon. Of kan ons, soos ons eerstens gekwoteer het uit Efesiërs 3, in Yeshua verkry ons veel vrymoedigheid. Tweede deel, wanneer ons in hierdie vrymoedigheid teenoor Jahwe staan, die nuwe en lewende weg, in sy heiligdom ingaan, deur die bloed van die lam, dan moet dit vrug dra in jou gebedslewe. Dan moet dit vrug dra. 'n Gebedslewe is die hartklop, is die asemhaling van 'n kind van Jahwe. Ons is nie op suurstofmasjiene nie. Dis nie net ander mense wat vir my moet bid nie. Ek persoonlik het 'n gebed. Onthou, die groot kenmerk van gebed is nie hoe baie woorde ek sê of hoe slim ek is nie. Dis of ek met Jahwe self praat. Ek wil tog net hierdie een dingetjie noem. Een van die uitstaande kenmerke van Petrus en Paulus, Petrus en Johannes hulle, is alhoewel hulle vissermanne was, kom ons noem dit nou maar rowwe diamante, seuns van die donder, of gaan al maar al hulle geraamtes uit die kas uit, Petrus wat soveel foute gehad het. As hulle op Pinksterdag, as hulle in Handelinge 4 spreek, dan is daar een kenmerk wat die mense oorweldigend tref. Raai wat's dit? Aan die hand van volgende tema. En 'n vrymoedigheid. Kom ons lees dit net gou-gou. Voor ek het nou gesê ons sluit af, maar julle weet predikante lieg altyd. Hulle sê altyd hulle sluit af, maar hulle doen nie. Handelinge 4. Handelinge 4. Ekskuus dat ek dit nou so kras stel. Handelinge 4. Wat staan uit as hierdie manne die evangelie van Yeshua verkondig? Handelinge 4 vers 13. Onthou, hulle het nie op 'n glansgeleentheid 'n spreekbeurt gekry en almal is in opgewondenheid. Nee, hier is konflik. Hier's haat, hier's nait. Hier is mense wat op hulle tande kners. Maar in Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Yeshua herken. Daarmee is daar tog vir ons 'n mate van bemoediging. As jy sê, ja, maar hierdie vrymoedigheid is vir die slim mense, is vir die geleerde mense. Nee, dis vir die mense wat die gees van Jahwe, en dis waarom ons afsluit 1 Johannes sê, die gees wat hy ons gegee het, wat in ons bly, dis wat ons die vrymoedigheid gee. Want wat getuig die Heilige Gees? Nie vreemde profeseë nie, dit gee jou nie vrymoedigheid nie, dit gee vir jou 'n rooi gesig, as jou profeseë nie uitkom nie. Die gees van Jahwe getuig, Abba, Vader. Wat getuig die gees in ons harte, Galasiërs 4? Dat ons kinders is. En dit, daai kindskap, daai opregte, bloedgewaste kindskap, dis wat van eenvoudige vissermanne dapper manne maak. Wat hulle kan met vrymoedigheid sê, hierdie Yeshua wat julle gevloek uit het, hy het opgestaan, ons is getuies. Hierdie gees wat hy gegee het, is die belofte wat hy gesê het hy gaan gee. Dit wat julle vandag hier sien, is die vervulling van Jahwe se woord. En daardie vrymoedigheid moet elke een van ons, jonk en oud, sy hartsbegeerte wees. Is dit jou begeerte vanoggend om met vrymoedigheid, dit is nie arrogansie nie.
Dis nie uitgesprokendheid nie. Dis nie, ekskuus laat ek dit nou stel, jy's nie 'n Facebook, 'n bakkiesblad, ek sukkel met Afrikaans. Hulle praat van Facebook warriors. Jy's nie heeldag op die media en sê vir almal wat jy doen en dink en nee, jy dra vrug. Hierdie vrymoedigheid is die beeld van Yeshua wat jou sekuriteit is. Om lief te hê, soos hy, wanneer hy gehaat word. Om Jahwe se wil te doen, jou oog op hom te hou. Dis vrymoedigheid. Om na jou vloekpaal te stap, om na jou beproewing toe te stap. En dis sê, Jahwe is my herder. Niks sal my ontbreek. Nou gaan ek deur hierdie dal van doodskaduwee. Ek stap dit met vrymoedigheid. Ek toets myself altyd so as mense hospitaal toe gaan of teater. Het jy vrymoedigheid te weet Jahwe sal my nie begewe of verlaat nie. Daar waar ek nie eers meer by my bewussyn is, as ek narkose moet kry, as ek nie meer beheer is nie, weet ek dat ek weet, sy hand sal my nie begewe of verlaat. Dit is wat Johannes vir die gemeente wil gee, en dis wat ek met julle wil deel. Let op jou vrymoedigheid. Hou daaraan onwrikbaar vas, sodat wanneer jy Jahwe ontmoet, dat niks anders sal saak maak as hierdie eenvoudige boodskap. Ek was in Yeshua, die loot, en hy was die wingerdstok. Ek het dit laasweek ook gesê. Ek kan nie onthou wat die uitsaaidiens was nie. Kan nie, dit was te veel laas naweek, maar ek het al baie vir myself gesê, as ek voor Vader moet staan, wat gaan die eerste reaksie, wat gaan ek doen, behalwe dat 'n mens seker net verstom staan. Ek het nou al vir myself so 'n bietjie gesê, ek dink ek gaan eers kyk, waar is my hoëpriester, waar is Yeshua, laat hy net die fokus is, nie ek nie, want hy tree vir ons in, hy is my identiteit, hy is my sekuriteit, hy is my verbond, hy is my alles. Maar as ek eendag dit so wil hê, moet ek dit vandag leef. As dit my visie is, dan moet ek dit vandag leef. Kom ons fokus absoluut net op Yeshua. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons as gemeente vanoggend weer kan erken ons koning kom en hy's bruidegom. En ons sy bruid wat wag op hom moet gereed maak, moet die bruilofskleed aantrek om daardie veel vrymoedigheid in die geloof te verkry in Yeshua se werke, om elke dag in gebed en in diensbaarheid en in ons geloof dit te leef. Dankie Vader. Ons wil spesiaal bid vir elkeen wat 'n wortelstryd het in beproewing in sy geloof en gebedslewe en minderwaardig voel en verward voel en deur misleiding van so baie stemme wat daar buite is, teleurstellings ervaar, dat ons as gemeente weer opnuut geanker sal wees in u verbond, in u liefde, in wie u is en wat u doen. Wil u opnuut vir ons deur die woord, deur Johannes se sendbrief, daardie kostelike sekuriteit gee, geloofswaarheid, ons het vrymoedigheid in u. Vader Jahwe, help ons om te volhard, om onwrikbaar daarin vas te hou, sodat u verheerlik sal word. Dankie dat ons dit mag bid. Ook dat ons gemeente, ons huisgesinne, in hierdie donker dae 'n stad op 'n berg sal wees. 'n Lamp op 'n staander, wat die getuienis dra, soos Petrus en Johannes op daardie dag. Ons is eenvoudig, maar ons is in u, toebedeel met veel vrymoedigheid. Halleluja. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.